Ek het 'n hele paar jaar terug 'n TV gekry en toe ek daai TV kry, toe ek so excited om oop te maak en toe kom in die boks uit al, toe sê die Here vir my, vat hierdie TV en gee hom weg. My moedsak en my skoene, ek bære die TV net so in die boks en ek vra Here, waartoe moet ek hom vat? Vat hierdie TV na persoon X toe. En ek gaan gou vinnig op Facebook en ek kry sy naam en ek tik vir my boodskap. Ons het mekaar geken, ons is huisvriende, ons weet van mekaar. En ek sê vir my, hey, ek voel die Here sê ek moet my TV vir julle gee. Waar kan ek dit aflaai? En hy sê vir my, vat dit na my vrou se werk toe. Sy is daar en hy stuur sy vrou se nommer. Ek kom maar aan, klop aan die deur, stap by die werk en groet al die dames. Ek sê vir die vrou, hey, jou man het gesê ek moet jou toe kom, maar die Here het nou net vir my gesê ek moet my TV vir julle gee. En die vrou het onmiddellik begin huil. En ek sê, hey, wat's fout? En sy sê toe, hoorie, hierdie maand moes ons TV verkoop het, net om kos op die tafel te sit. En my seentjie, ek en hy is baie jong gewees, soos 'n jaar of so, oud gewees, en hy love TV kyk, en hy kan nie meer TV kyk, en ek is soos, hoorie man, die Here het nou net vir julle TV voorsien, ek vat hierdie TV, gee dit vir haar, en ek het net R200 gehad, en dit was in my sak gewees, en ek haal die R200 uit, en ek gee vir haar, en ek sê vir haar, hoorie, bless jou, koop julle kos, ek so dankbaar dat hierdie nou gebeur het. Yes, hierdie is incredible. Nou stap ek terug huis toe. Ek so excited. Weet die Bybel sê, it's more blessed to give than to receive. En ek stap huis net met TV weggegee. Man, ek wil nie vir jou sê is 'n paar dae gewees. Ek dink dis dieselfde week. Hier is 'n klop aan ons deur. My ma sit buitekant op die stoep. Sy is op die telefoon. Ek stap uit. Hier staan 'n ou voor die deur. Nee, die een het gesê ek moet hierdie TV na huis toe bring. 'n Ma se TV, net so 'n stuk TV, nee, groter as die een wat ek gehad het, met 'n boks wat vol Bybels is en DVD's, Bybel DVD's en 'n DVD player met 'n surround sound. En ek dra ek hierdie TV in my ma. Ek weet nie wie se op die telefoon was en sy sê, "Kyk hoe bless hierdie Here nou my kind weer met 'n groter TV." En dan stap ek en ek dink myself, weet jy, twee goed het nie gebeur. Die woord van God is waar. Hy sê net wat jy saai, kan jy maai. As jy nooit saai nie, gaan jy nooit maai nie. Dis nommer 1. Ek het geoes want ek het gesaai. Dis nommer 1. Nommer 2 is my saad wat ek gesaai het, was letterlik die antwoord op Hanno se gebed. My gehoorsaamheid was die antwoord van 'n familie se gebed. En hoeveel keer is daar iets wat die Here op ons hart lê om te doen en dan doen ons dit nie. En al wat jy doen en ek doen wanneer ons dit nie doen nie, is ons weerhou die antwoord van een persoon se gebed by hulle weg. Ek het al hoeveel keer gewonder dat as ouens uit religious duty of uit obligation uit hulle tiendes vir 'n kerk gee, en ons niks vir hom om hulle tiendes vir 'n kerk te gee nie. Ek is 'n groot voorstander daarvan en ek sal nog 'n video oor dit maak. Dat 'n ou sy R100,000 'n maand vir die kerk gee. Wat as hy gehoorsaam was teenoor die Here? Ek sê nie hy is nie, maar kom ons sê die Here wil hê hy moet dit eintlik op 'n ander plek gee, maar uit sy religious duty of obligation bly gee net in dieselfde plek. En daar gebeur nie regtig iets met sy geld nie. Wat as hy die R100,000 kon vat en dit vir 'n bediening kon gee wat eintlik besig is om siele te wen en 'n impak te maak in die koninkryk van God? Hoeveel meer lewens sou dan verander het as gevolg van een ou se gehoorsaamheid? En ek en jy vandag staan voor keuses daagliks. Wat ons verby mense stap wat iets nodig het, of ons is in gebed, of ons het iets by die huis wat ons nie gebruik nie en ons hou vas aan dit. Dat ons in 'n posisie moet kom dat om te hoor wat sê die Here. As die Here sê saai jou TV, saai hom. Ek onthou eendag oom Daru de Wet sê vir my, hy sê die Here sê eendag vir my met sy kar saai. Toe sê hy, Here, maar dis al wat ek het. Toe sê die Here, maar dis al wat ek jou gevra het. En die realiteit is, in die Ou Testament het jou tiendes aan God behoort, en die Nuwe Testament behoort alles aan hom. As die Here vandag vir jou sê maak leeg, dan maak jy leeg. En wanneer jy leeg maak en in gehoorsaamheid gee, dan sal God weer dit herstel, want hy is 'n rewarder. Dis wie hy is. En sy woord is waar. En jy gee dalk vandag nou jou TV-kie weg. God wil iets groters vir jou hê, maar hy moet spasie maak. Daar moet spasie kom in jou rekening of in jou huis vir die groter ding wat God wil. Ek het al 'n keer my rekening leeg gemaak. Dan sê ek, Here, ek saai nou alles want ek maak spasie vir die meer wat U vir my wil hê. Want daar's goed wat ons wil doen vir die koninkryk. En dan kom die Here net weer op dit. Dan maak hy net weer my rekeningkie vol op 'n heeltemal 'n ander manier. Want God is so goed en so getrou. En wanneer ek en jy in totale gehoorsaamheid beweeg, dan word die wêreld rondom ons gebless. En die Bybel sê so mooi, hy sê gehoorsaamheid is baie beter as offerande. Dit is beter om gehoorsaam te wees as om iets om op te offer. Altyd beter om gehoorsaam te wees as om iets op te offer. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Vandag dat U met ons wil praat vir goed in ons lewens wat ons dalk moet saai. Waar ons dit moet saai. Dat ons op goeie grond sal saai wat goeie oeste kan opbring. Maar nie net dit, Here, dat ons in gehoorsaamheid vorentoe kan beweeg en kan gee wat U op ons hart lê. En dat U 'n blymoedige gewer liefhet. In Jesus se naam bid ek dat ons blymoedige gewers sal wees. Dat ons hande oop sal wees en dat ons enige tyd reg sal wees om enige iets te laat gaan wat U wil hê ons moet laat gaan en na die regte plekke toe dit sal stuur sodat ander persone rondom ons se gebede verhoor kan word deur ons lewens. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.